Goeiemôre, baie welkom by ons eerste dag van die 21 dae uitdaging. Ek is vanoggend uit my vel uit opgewonde, lekker vroeg opgestaan, koffie gemaak, so ek hoop julle koffiebeker is ook gereed. As hy nie is nie, pos die video, maak vir jou koffie. 'n Goeie dag begin altyd met 'n koppie koffie, vat 'n slukkie en kom raak stil saam met my in die Here se teenwoordigheid. So ja, ek dink ek gaan vanoggend vir ons wegspring en begin met gebed. So as jy net daarso is, net rustig kan raak, jou oë kan sluit en saam met my die Here se aangesig soek. Aba Vader, baie dankie vir 'n nuwe oggend. Dankie vir die groot genade, Here. Dankie dat ons met vrymoedigheid na u troon van genade toe kan kom deur die bloed van Jesus Christus. Here, dankie vir 'n nuwe dag, 'n nuwe begin, 'n nuwe opwindende reis, Here, 'n nuwe seisoen saam met u. Dankie vir elke vrou wat ingekoop het, Here Jesus, in hierdie uitdaging, wat hulle hande opgesteek het en gesê het, yes, ek kort hierdie. Here, ek kom bid vandag die seën en die guns oor hulle uit. Here, ek kom bid dat u in hierdie 21 dae die stem van hulle hoorbaar sal maak. Here, kom maak die stem van die wêreld stil, maar Here, laat hulle in tune met u kan wees. Here, ek kom bid dat hulle u hand oral om hulle kan sien. Here, ek kom bid dat hulle genade met hulle self sal hê, Here Jesus, en ek kom bid dat hulle in vryheid en liefde sal kan leef. Here, dankie dat in u liefde is daar vir ons vryheid, Here. Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Ek kom bid dat u na elke vrees van mislukking ook so sal kom wegwas in die naam van Jesus Christus. Here, kom seën hierdie woord. Kom maak ons harte ontvanklik om te ontvat wat u vandag vir ons gee. In Jesus se naam alleen. Amen. So ja, ek dink die eerste ding is my groot uitdaging. Ek het myself gesê, wanneer ek hierdie video's opneem, gaan dit 'n een video wees en dis dadelik dit wat op die Here se hart is. So dis nie 'n cut, edit, paste iets anders in nie. Dis regtig dit wat uit my mond uitkom, glo ek dat die Here dit gaan gebruik. So nou vandag se tema af te skop is 'n nuwe skoon bladsy. Nou julle gisterand lê ek in die bed en ek bid en ek vra vir die Here vir skrif vir vandag en ek sal dit sommer op Instagram en Facebook deel. Julle sal die tyd daar sien en ek screenshot toe die skrif wat die Here vir my gee. En dit is Esegiel 36 vers 26. En ek weet, okay, ek is reg. Ek het die skrif vir vandag. En vanoggend toe ek wakker word, lê ek so in die bed en ek bid net so, ek sê, Here, is daar nog ietsie wat u wil sê? En ek beleef die Heilige Gees sê vir my, maak net oop jou foon, lees gee jou boodskappe en ja, gaan kyk op die Bible app. Wat het ek daar? Dis net 'n vinnige gedagte. So ek wil hê julle moet hoor, dis nie, ek het nie die Here se stem gehoor dat hy my skree, hy vir my sê, Samuel, Samuel, waar is jy nie? Dit was glad nie dit nie. Dis daai stil stemmetjie en vir 'n oomblik kan jy dink is jou eie kop. Maar die Here is die een wat altyd jou gaan lei na sy woord toe, so dis sy stem. So ek kon dit dadelik herken as sy stem en nie 'n wêreldse stem nie. So ja, die oomblik toe ek die Bible app oopmaak, is die skrif van die dag, niks anders nie, kort 'n drumroll hierso, as Esegiel 36 vers 26 en ek is net so, wow, my arme man, ek maak hom wakker, ek sê vir liefie, jy sal nie glo nie. En ek sê van, dis so cool. So deur die slaap sê hy van, ja, dis super cool. En 'n vriendin het my ge-WhatsApp laat gisteraand en ek gaan lees haar WhatsApp en sy stuur vir my skrif. En sy stuur die skrif wat my praktiese verduideliking van vandag gaan wees. Ek het vir die Here gevra, hoe gaan ek dit prakties verduidelik? En hierso is die skrif. So hoor julle hoe die Here in detail is. Hy is in die detail vir julle. Hy het nie hierdie gedoen vir my nie. Hy doen dit vir elkeen wat luister, om te sê, hoorie, ek is lief vir julle, ek is in hierdie pad saam met julle, en as die Here so al op dag 1 kom praat, hoe amazing is dit net nie? So vandag is 'n nuwe begin, en ek gaan begin deur die skrif te lees, so ek het dit hierso neergeskryf, en ek gaan dit in 2 vertalings vir julle lees. So, kom, hier gaat hy. Esegiel 36 vers 26, in die Nuwe Lewende Vertaling. Ek gee vir julle 'n nuwe hart, met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Die message sê so mooi, for here's what I'm going to do. I'm going to take you out of these countries,
gather you from all over, and bring you back to your own land. I'll pour pure water over you and scrub you clean. I'll give you a new heart, put a new spirit in you. I'll remove the stone heart from your body and replace it with a heart that's God-willed, not self-willed. I'll put my spirit in you and make it possible for you to do what I tell you and live by my commands. Julle, hoe mooi is dit net nie? Ek weet in die ou vertaling en sê die Here, hy gaan die hart van klip uithaal en hy gee vir jou hart van vlees. En is dit nie net 'n nuwe begin nie, 'n nuwe seisoen nie. So vandag het ek hier so my dogtertjie se tekenboek. Ons sien hier so sy. En dan het sy in hierdie boek, het ek nou net kyk, 'n klomp stempels gedruk en prentjies geteken en geskribbel. Maar hier langs hierdie bladsy, hierso het sy nog geskribbel. So ek maak sy is 'n skoon wit bladsy. En as 'n onderwyseres weet ek is dit altyd vir my lekker. Elke nuwe kwartaal kry my kinders nuwe boeke. En die eerste ding wat ek vir hulle sal sê, onthou, dis 'n nuwe kans. Dis 'n nuwe boek. So wat in jou ou boek gebeur het, gaan juffrou nie meer na kyk nie. Daai boek het ek geberre in 'n laai, jy het 'n nuwe boek. So al wat nou saak maak is wat op hierdie boek is. En dit is wat ek regtig beleef wat die Here vir ons in hierdie skrif kom sê is dat wat ook al gister gebeur het, wat in jou verlede gebeur het, die foute wat jy gemaak het, selfs die goeie dinge wat jy gedoen het, maar spesifiek die keuses, die foute, dis verby, dis klaar, dis op hierdie bladsy, maar hy het omgedraai, vandag is 'n nuwe begin. En dis jou keuse, of jy daai skrif gaan aangryp en gaan vat en oor jouself gaan bid, en sê, Here, kom en kom maak die nuwe nuut. Nou julle, ek kan nie hierdie bladsye uitskeer nie. Daai prentjies was deel van wie my dogtertjie is, daar's groei daarin, daar's karakter daarin, sy het ietsie van haarself daarin gewys, ja, van dit is skribbel, van dit is stempels, miskien was sy in 'n dag wat sy net lus was om te krabbel, en nie lus was om vir mamma te luister en 'n mooi prentjie te teken nie, maar dan is dit ook okay, want dis deel van ons storie. So jy kan nie gister uitvee nie, jy kan nie jou verlede uitvee nie, maar die Here beloof, onthou julle soos wat ek laas gesê het, Romeine 8 vers 28, dat hy alles ten goeie uitwerk, vir sy beswil, vir sy koninkryk. So dit wat verby is, dit wat gebeur het, gebruik die Here, jy het 'n keuse om te sê, Here, vat hierdie boek wat bladsy in het, waarvan ek nie hou nie, bladsy het wat seer het, bladsy wat kwaad het, bladsy waar ek nie gekies het nie, bladsy waar ek die wêreld gekies het, waar ek foute gemaak het, Here, maar kom, en gee vandag vir my, ek kom vat die nuwe bladsy wat U vir my het. Nou julle, ons kan nie net van die ou ontslae raak nie, daar is ook maar 'n gedeelte wat van ons kant af moet kom. So dis nie 'n uitveer wat uitvee nie, want onthou dit is daar, deel van, want dit is gedoen, dit is gedane sake, soos die ou mense gesê het. Maar wat jy kan doen, is om stil te raak, net vir 'n oomblik. Ek dink partykeer kompliseer ons dit so, probeer ons dit moeilik maak, om te sê ons nou ure gaan vas en bid. Maar die Here soek 'n hart van repentance, 'n hart wat omdraai, en dis daai oomblik wat jy sê, Here, ek is jammer oor gister se bladsy, ek is jammer oor hierdie tydperk se bladsy, ek is jammer vir my ongehoorsaamheid, ek is jammer vir my arrogansie, maar Heilige Gees, kom asseblief, en kom verander, kom vernuwe, kom maak my nuut, kom help my om my nuwe bladsy aan te gryp. En julle, dan is die Here net so getrou, hy kom en hy was skoon, en hy kom vernuwe ons, maar dit kos 'n oomblik wat ons sê, Here, ek is jammer. En dan, om jammer te sê, is een ding, en dis iets wat ek my kinders ook altyd leer, ja, jy kan vir mamma jammer sê, maar as jy nou weer ongehoorsaam is, dan was jy nie jammer nie. Dan moet jy dink, en jy moet verander, en jy moet anders doen. En dit is nou waar ons bladsy inkom. So my uitdaging van vandag vir julle is om ernstig 'n wit bladsy te gaan soek. Miskien het jy 'n joernaal of 'n boek wat by die huis lê, en jy het dit nog nooit gebruik nie. Vat daardie joernaal, vat 'n wit bladsy, skryf vandag se skrif. Ek gaan nou vir julle weer die skrif gaan hierso uit op, dis Esegiel 36 vers 26. Gaan kies 'n vertaling waar die Here met jou praat. Ons almal, dis maklik om die Bible app te gebruik. Jy compare die versions, dus kies vir Engels, maar jy compare dit en jy kry daar ene waar jy regtig die Here se stem hoor, waar hy met jou praat. En
Jy skryf daai op jou wit papier, skryf jy die skrif neer. So dit is stapie 1. Stapie 2 van hierdie gaan dan wees om jou wit bladsy te kom vul met een ding wat jy gaan neerskryf wat jy die Here voor vertrou, wat jy voorbid, net een ding, 'n persoonlike ding. Jy gaan een ding neerskryf waarvoor jy dankbaar is. En jy gaan een mooi eienskap wat die Here in jou geplaas het daar neerskryf op daai bladsy. Dan kan jy, as jy kunstig is, teken 'n prentjie by. As jy nie kunstig is nie, is dit ook oké, skryf dit dan lekker groot. Maar van daai wit bladsy, plak hom teen jou klerekas, in jou klerekas. Dit is 'n persoonlike ding. So elke dag van nou af, hierdie 21 dae, as jy die kas oopmaak, wil ek hê jy moet daai skrif lees. En jy moet weet die Here het gekom. En hy het die ou hart, die hart van klip kom uithaal. En hy het vir jou hart van vlees gegee. En jy lees hom kliphard. En dan deel van hierdie uitdaging is, na die 21 dae, moet jy hierdie skrif ken. So, hoe lank laas het ons skrifte gememoriseer? En dis wanneer ons die skrif ken, wanneer ons die Here se stem herken. So hierdie is jou eerste stap. Dit klink dalk eenvoudig, maar julle om 'n skrif oor en oor te sê, en jy profeteer daai skrif basies oor jouself. Jy sê, wanneer jy lees, dan gaan dit nou die skrif weer uithaal. Ek gaan dit byvoorbeeld so doen. Dis in my kas en ek sê, ek gee vir Anneke 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat Anneke se ou hart van sonde weg en ek gee vir Anneke 'n nuwe gehoorsame hart. En dan bid ek, dan sê ek net hierdie woorde. Here, dankie dat U my ou hart kom wegvat. Here, dankie vir my nuwe hart. En as jy vir jou man bid dit oor hom. Ek lê, my man weet dit nie, hy gaan dit nou uitvind as hy die video hoor. Maar ek lê in die aande, dan vryf ek sy rug terwyl ons in die bed lê. En in my gees bid ek elke dag hierdie skrif oor hom. Here, vat die ou hart weg, gee vir hom 'n nuwe hart. Oor my kinders bid ek dit. Here, vat die hart van klip weg, gee hart van vlees. 'n Vlees is 'n sagte hart wat U stem kan hoor. Here, kom vat die hart uit weg. Want daar kom hart uit in ons harte, in ons almal se harte. En ons het nodig om hierdie skrif oor ons te bid. En dan het ek vir julle gesê, my vriendin het 'n skrif vanoggend vir my gestuur. So sy het hierdie en ek deel dit graag met julle. Jesaja 64 vers 8. Ek lees dit in die Engels soos sy gestuur het. And yet, O Lord, You are our Father. We are the clay, and You are the potter. We are all formed by Your hands. Julle, so ek het hierso 'n stuk klei. Hierso is nou daai lekker airdraai klei. As hierdie klei hard word, is hy kliphard. Jy kan niks doen om daai klei weer te bou en te vat nie. Maar as jy hierdie klei hier uithaal, is hierdie klei sag. En dit is wat die Here kom doen. Hy kom vorm jou hart. Hy kom haal daai klipharde hart, vat hy weg en hy gee jou hart wat gevorm kan word, wat sag is, wat weer voel verander, wat kompassie het. So mag ons vandag nie 'n ou harde stuk klei wees nie, maar mag ons bid en sê, Here, vandag is 'n nuwe begin. Maak my, vat my. U is die pottebakker, ek is die klei. En soos dit vir my baie profound, hierdie klei is 'n wit bolletjie klei wat ek by die huis gehad het. Dat kan sê, Here, kom gee vir my 'n skoon, rein hart, 'n wit bladsy. Kom maak my nuut vandag. Dit is so eenvoudig soos dit, julle. Dis nie 'n moeilike ding om oor te begin nie. Partykeer wil die duiwel vir ons kom vertel en sê, nee, jy het te veel aangejaag. Nee, jy het nie gedoen wat jy moes doen nie. Jy was nie die ouer wat jy moes wees vir jou kinders nie. Maar julle, dis nie hoe die Here se hart is nie. Sy beloftes is nuut en vars elke dag. Dit is 'n verantwoordelikheid van ons van vandag af. Om te sê, ek draai my rug op die ou dinge en ek vat en ek gryp die nuwe aan. Want as jy werklik wil groei, gaan jy nie groei deur elke keer terug te gaan na 'n nuwe bladsy toe nie. So as my kinders nie klas 'n kunsprentjie maak, ek kan sommer gou so verduidelik, dan sal hulle baie keer vra, juffrou, kan ek 'n nuwe papier kry? Ek het 'n fout gemaak. En dan gee ek 'n nuwe papier. Maar hierso teen die 4de nuwe papier, dan sê ek vir hulle, julle mors tyd, julle gaan nie klaar kry. Julle en ons is ook in 'n tydlyn wat die Here vir ons gegee het. Ek praat nie hierso van eindtye en wanneer die Here terugkom, wanneer hy kom vir jou nie. Ek praat van, daar's 'n spesifieke tyd, jy mis uit as jy elke keer wil oorbegin. Deur wat die Here vir jou het. Daai kind mis uit op die pastelle wat ek uitdeel waarmee hulle kan inkleer. Hulle mis uit met die verf en die kleur. Die Here wil kleur in jou lewe sit. Maar as jy die hele tyd gaan vashak by nuwe bladsye en gaan vashak by die foute wat jy gemaak het. Baie kinders hak vas en hulle wil oor en oor uitvee.
dan mis jy by die groot prentjie. So gryp vandag hierdie nuwe bladsy aan, skryf daai skrif neer, en laat staan die ou dinge, los die ou dinge agter, en rig soos wat Paulus sê, jou gedagtes op die wenpaal voor jou, en begin daai groei te beleef. Vandag is dag 1 van 'n nuwe begin van groei. Môre is dag 2. Môre gaan ons nie weer oor begin op hierdie uitdaging nie. Mag die Here regtig jou seën en jou beskerm. Mag hy sy goedheid en sy guns en sy genade oor jou uitstort. En mag vandag werklik dag 1 wees. Mag dag 1 in jou ouerskap wees, mag dag 1 in jou huwelik wees. En kom vat dit, kom skryf die Here se beloftes neer. Ons gesels weer môre.